Goeiedag geliefde luisteraars. Baie welkom by Fontein van Vrede hier op Radio Fynbos. Dit is vir my 'n absolute vreugde om jou terug te verwelkom by ons tweeledige reeks Wys my die weg na die Vader. Die vorige keer het ons saam stil gestaan by die tema die roepstem. Wie sê jy is Jesus? En dan nou vandag in hierdie deel 2 gaan ons dieper delf in daardie wonderlike waarheid, die openbaring dat Jesus is die weg. Mag jy sommer van die eerste oomblik af voel dat jy deel is en saam op hierdie reis is. 'n Reis nie net van kennis nie, maar ontmoeting. 'n Reis waar ons saam ontdek dat Jesus nie vir ons die pad wys nie, maar dat hy self die weg is wat ons na Vader toe lei. So sit gerus terug, maak jou hart oop en kom stap saam met my op hierdie pad van openbaring. Ek wil begin deur vir jou 'n vraag te vra. As jy op 'n pad is vandag, watter pad is dit? Is dit 'n pad van sekerheid of is dit 'n pad van soeke? Is dit 'n pad van vrede of is dit 'n pad van verwarring? Ek onthou daar was tye in my lewe waar ek na plekke toe gereis het, maar ek het nie 'n kaart saam met my gevat nie. En ek praat van daardie tye waar GPS nie sommer net op jou foon was nie. En ek het goeie bedoelings gehad om daar uit te kom, maar sonder rigting het ek geheel en al verdwaal. En so is dit ook met ons lewe. Jy kan die beste bedoeling hê, maar sonder die lig self raak jy verlore. Jesus sê vir ons in Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy gee nie net vir ons rigting nie, hy is die rigting. En as ons bietjie dieper kyk na wat hierdie woorde vir ons sê, dan as ons kyk na die woord weg, dan sê dit vir ons dat dit is nie net 'n roete of 'n kaart nie. Dis 'n verhouding. Om op die weg te wees beteken om 'n lewende verhouding met Christus te wandel. Hy is nie net 'n padwyser nie, hy is die pad. Die woord waarheid sê vir ons dat dit is nie net feite of kennis nie. Dis getrouheid, betroubaarheid. 'n Persoon wat nooit verander nie. Jesus is die waarheid wat jou vry maak. Die woord lewe sê dat dit is nie net asemhaling nie. Dis volheid, oorvloed. 'n lewe wat sin en betekenis dra. Hy bring jou in die volheid van God se teenwoordigheid. Jesus kon gesê het, ek wys jou die weg. Maar dit is nie wat hy gesê het nie. Hy sê, ek is die weg. Hy is die grondpad onder jou voete, die ligpaal wat vir jou die rigting wys, die deur waardeur jy toegang kry tot die Vader. In Johannes 1 vers 18 sê dit, niemand het ooit die Vader gesien nie, maar die enige gebore seun, wat self God is, en aan die sy van die Vader is, hy het hom bekend gemaak. Jesus is nie net sommer 'n boodskapper oor God nie. Hy is die boodskap. Hy is die sigbare beeld van die onsigbare God. En wanneer jy hom sien, dan sien jy die Vader se hartklop in vlees en bloed. Johannes 14 vers 9 sê, wie my gesien het, het die Vader gesien. Hy is dus nie net 'n refleksie nie, hy is die lig self. Hy is nie net 'n venster na God toe nie, hy is die volheid van God. In hom sien ons die Vader se liefde, sy ontferming en sy nabyheid. In Johannes 17, in die hoëpriesterlike gebed bid Jesus, laat hulle een wees soos wat ons een is. En daardeur openbaar hy Vader se intimiteit, eenheid en liefde. Hy sê, ek het u naam aan hulle bekend gemaak. So daai naam is nie net 'n klank nie, dis teenwoordigheid. Dit is die Vader se hart wat deur die Seun sigbaar en tasbaar geword het. Jesus is nie 'n gids wat vir jou die pad wys nie. Hy is die weg.
Hy is die waarheid wat jou vry maak. Hy is die lewe wat jou vul, en in hom sien jy die Vader se hart, naby en liefdevol en herstel. Elke keer wanneer Jesus sê ek is, dan is dit nie net 'n titel of 'n beeld nie. Hy openbaar iets van wie God self is. En hierdie uitsprake is nie oppervlakkige metafore nie. Dis 'n venster waardeur ons Vader se hart sien. Kom ons kyk bietjie na hulle. Ek is die brood van die lewe, en daardeur voed hy jou siel, daagliks en diep. Soos wat brood jou liggaam dra hy jou innerlike mens. Ek is die lig van die wêreld, sê, hy lei jou uit die duisternis uit, en hy bring helderheid waar daar verwarring is. Hy is die deur vir die skape, hy is jou toegang tot God, die opening waardeur jy binnekom in Vader se teenwoordigheid in. Ek is die goeie herder, hy ken jou naam, hy ken jou hart, jou vrese, jou drome, en hy lei jou met sorg en beskerming. Ek is die opstanding en die lewe. Hy het die dood oorwin, en hy bring hoop waar alles verlore lyk. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die enigste pad na die Vader, die betroubare waarheid, die volheid van lewe. Ek is die ware wingerdstok. Hy is jou bron van vrug, jou wortel en jou voeding, en sonder hom kan jy niks doen nie. Elke uitspraak is 'n openbaring van God se karakter. Nie net van wat hy doen nie, maar van wie hy is. Wanneer Jesus sê, hy is die weg, beteken dit nie net dat hy jou na die Vader toe lei nie. Dit beteken dat hy self die hart van die Vader is. Hy is die Vader se liefde in menslike gestalte. Die Vader se nabyheid wat sigbaar geword het in Christus. Die Vader is dus nie ver of ontoeganklik nie. Hy is sigbaar, tasbaar en ervaarbaar in Jesus. Kom ons kyk 'n bietjie na Petrus se verhaal. Petrus was 'n eenvoudige visserman, iemand wat sy daaglikse bestaan gemaak het op die water. Maar Jesus kyk na hom en hy sê, ek noem jou rots, 'n naam wat sy identiteit verander het. Hy was nie meer 'n visserman nie, maar iemand wat 'n fondament sou wees vir die kerk. Tog is Petrus die een wat Jesus verloon het. Hy het in 'n oomblik van vrees en swakheid gesê, ek ken hom nie. Maar Jesus het nie vir Petrus verwerp oor sy foute nie. Hy het hom voorberei vir herstel. Hy het geweet dat Petrus se mislukking nie sy einde sou wees nie, maar sy begin. En dit wys vir ons dat die weg is nie 'n pad van sukses nie. Dit is 'n pad van transformasie. Jesus neem jou soos wat jy is, maar hy los jou nie soos wat jy is nie. Hy verander jou identiteit. Hy herstel jou roeping, en hy roep jou tot 'n nuwe bestemming. En hier lê die kern, dat die weg vra oorgawe. Jy kan nie op twee paaie stap nie. Jy kan nie sê, ek volg vir Jesus, maar dan nog steeds jou eie rigting kies nie. Die weg vra jou hart, jou wil, jou toekoms. Dis 'n keuse. Wil jy hom volg? Volg jy hom, of volg jy jou eie pad? En wanneer jy kies om hom te volg, ontdek jy dat hy nie die pad na die Vader is nie. Hy is die Vader se hart wat jou omhels en jou herstel en jou roep tot die volheid van die lewe. Stel jou vir 'n oomblik voor, daardie groot skare, daardie duisende mense wat bymekaar kom, almal juigend, almal hoopvol, hulle het brood gekry, genesing gesien,
Hulle het wonderwerke beleef. Maar toe die dag verby is, het meeste van hulle net huis toe gegaan. Jesus kyk na hulle en hy sê, julle soek my nie, omdat julle die tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet het en versadig geword het. Moenie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat bly tot die ewige lewe. Johannes 6 vers 26. Die vraag wat hy vra is, nie volg jy my nie. Die vraag is, hoekom volg jy my? Duisende het gekom, maar net 12 het gebly. En van daardie 12 het 3 naby gestap. 1 het op Jesus se bors gerus. Die skare het gekom vir genesing, hulle het gekom vir die brood, hulle het gekom vir die bevryding. Maar toe Jesus begin praat van kruis, van oorgawe, verhouding, het hulle weggegaan. Intimiteit was nie vir die skare nie, dit was nie vir die massa mense nie, dit was vir diegene wat gebly het, toe die wonders ophou. En dan sien ons vir Petrus, hy het Jesus verloon, maar Jesus het hom nie verwerp nie. Toe Jesus hom aankyk in Lukas 22 vers 61, was dit nie 'n kyk van verwerping nie. Dit was 'n kyk van herinnering, 'n kyk wat sê, ek het jou nie vergeet nie, jou mislukking is nie jou einde nie. Daardie kyk was 'n breekpunt, 'n oomblik van pyn, wat kon lei tot verhouding toe. Nou vra ons, volg jy Jesus vir genesing, of volg jy hom vir verhouding? Baie mense sê, ek glo God kan goed doen. Maar min mense sê, ek glo hy wil dit vir my doen. Ons lees in Matteus 8 vers 3, waar Jesus sê vir 'n man, Jesus het sy hand uitgesteek, om aangeraak en gesê, ek is gewillig, word rein. Die Vader se hart is nie koud nie. Hy sê sommer net 'n afstandige geneesheer nie. Hy is naby, verlosser. En geloof is nie teologies nie. Dis persoonlik. Dis nie om die regte antwoord te hê nie, maar om die regte verhouding te hê. Jesus vra vandag, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Dis nie 'n transaksie nie. Dis 'n uitnodiging tot gebondenheid, tot intimiteit, tot verhouding. Die breekpunt van geloof is wanneer jy besef, Jesus wil nie net jou behoeftes vervul nie, hy wil jou hart hê. Hy vra nie net dat jy hom sal volg nie, maar dat jy hom sal lief hê. Dink aan die oggend na die mislukking, na die verloning, na trane, na die gevoel van skuld. Dis nie die skare wat oorbly nie. Dis net jy en Jesus. En in daardie stilte vra hy nie, hoekom het jy my geval nie? Hy vra, het jy my lief? Dis nie 'n verhoor nie, 'n uitnodiging. Dis nie 'n toets nie, maar 'n herstel van verhouding. Jesus kom nie met 'n vinger wat hy onder jou neus indruk nie. Hy kom met 'n hart wat wil herstel. Na Petrus se verloning, ontmoet Jesus hom weer langs die see. En 3 keer vra hy, het jy my lief? Petrus het hom 3 keer verloon, en Jesus vra 3 keer hierdie selfde vraag. Nie om hom te verneder nie, maar reeds om hom te herstel. En elke keer kom daar 'n roeping, voed my lammers, pas my skape op, voed my skape. Jesus herstel nie met skuld nie, hy herstel met vertroue. Hy sê nie, jy het gefaal nie, jy het my gefaal, jy het my teleurgestel nie. Hy sê, ek vertrou jou weer. Dit is die Vader se hart. Herstel kom nie deur veroordeling nie, maar deur roeping.
'n ander voorbeeld sien ons dan in Lukas 7 vers 11, die wonderwerk van Nain. Ons lees hier van 'n weduwee wat loop in rou. Haar enigste seun is dood en sy vra niks, sy roep nie, sy bid nie. Maar Jesus sien haar en hy sê moenie huil nie. Teen alle kultuur en verwagting raak hy daardie kus aan en hy sê jong man, staan op. En die seun staan op. Jesus gee hom terug aan sy ma en daardeur herstel hy nie net die seun nie. Hy herstel die ma se hoop, haar hart, haar toekoms. Dit is die Vader se hart in Christus. Hy sien jou pyn, hy kom naby, hy raak aan dit wat dood is, en hy bring dit weer tot lewe. Die Vader se hart is vol ontferming, nabyheid en herstel. Hy wag nie vir jou om vrae te vra nie, hy sien jou pyn. Hy kom naby, hy raak aan dit wat dood is in jou lewe, en hy sê staan op. Jesus is daai venster waardeur ons die Vader sien. As jy wil weet hoe God oor jou voel, kyk na Jesus. Hy is nie koud nie. Hy is nie daar ver weg nie. Hy is die herder wat jou naam ken. Die lig wat die duisternis breek. Die brood wat jou siel voed. Die evangelie is nie sommer net 'n voelgoed boodskap nie. Hebreërs 4 vers 12 sê, want die woord van God is lewend en kragtig, skerper as 'n tweesnydende swaard. Die evangelie kom sny tussen murg en been, dit ontbloot, maar dit maak heel. Dit roep jou uit, jou mislukking uit, en noem jou weer geroepene. Jesus herstel nie net dit wat gebreek is nie. Hy roep dit weer tot lewe. Hy vra nie, hoekom het jy my misluk nie? Hy vra, het jy my lief? En in daardie vraag lê jou herstel, jou roeping en jou toekoms. Jesus is nie die weg nie. Hy is die Vader se hart. En hy roep jou uit jou mislukking. En hy roep jou weer, geroepene. Kom ons sluit af. Here Jesus, ons kom vandag aan die einde van hierdie program met dankbaarheid in ons harte. Dankie dat U aan ons gewys het dat U nie net die weg na die Vader is nie, maar die hart van die Vader self. Dankie dat U ons herinner het dat mislukking is nie die einde nie, maar die begin van herstel. Here, soos Petrus het ons almal oomblikke van verloning en swakheid. Tog kyk U na ons met oë van liefde en U vra, het jy my lief? Ons antwoord vandag en ons sê, ja Here, ons het U lief. Help ons om nie net met woorde te sê nie, maar dit ook met ons lewens te leef. Dankie dat U die brood van die lewe is, wat ons voed. Die lig wat ons duisternis breek. Die herder wat ons naam ken. Die opstanding wat ons hoop herstel. Dankie dat U ons nie net roep nie, maar dat U ook ons toerus om U skape te voed en U liefde te deel. Ek bid vandag, Here, dat elke luisteraar vandag sal ervaar dat U naby is, dat U sien en dat U aanraak en dat U herstel. Laat U woord ons sny waar dit moet, maar heel maak waar dit kan. Ek loof en ek prys U, Here, in die naam van Jesus Christus. Amen.